Voerende voorsitter van die Integriseur groep Arnold van der Linde wat ook ou bekende hier is by ons alreeds. Arnold, goeiemôre weer 'n keer en baie welkom by Ontbytsaak. Môre Davie. Ons praat vanoggend oor die 6ste en die laaste pilaar op billike behandeling van jou kliënte. Dis nou nie doen. So ons het nou deur die 6 pilare gegaan, oor 5 vanoggend is die 6ste een. En die 6ste een sê geen onredelike naverkoopsbeperkings op die kliënte wees nie, of op die produk of die verskaffing of die verandering daarvan nie, en ook indien 'n eis ingedien word nie en indien daar klagtes aanhangig gemaak kan word op die kliënt nie. So geen onredelike beperkings. Ek dink dit is waarskynlik die kernwoord wat op hierdie pilaar van toepassing is. So wat beteken dit? Wie mag en wie mag nie en wie mag wat? Davie, ek mag nie jou ignoreer as jy 'n kliënt vir my is nie. As jy eers 'n kliënt is en jy wil praat met die organisasie, mag ek jou nie ignoreer nie. Ek moet na jou luister. En dis tog redelike goeders hierdie jy weet. So dis nie die rocket science eintlik nie. Dis maar deel van 'n goeie maatskappy se resep. So ek kan nie net ignoreer of mense kry baie keer en jy weet dis eintlik totaal onaanvaarbaar, maar dit gebeur. Waar jy hoor 'n ou sê man, maar ek sukkel om met die ouens te praat oor daai eis van my. Of ek kom nie met die regte ou uit nie. So ja, dit gaan eintlik maar basies daaroor. En dan die groot ding is, ek mag ook nie vir jou beperkings stel in die produk wat jou keer om vir my totsiens te sê of te sê ek wil nie meer met jou besigheid doen nie. So as ek dit nou reg verstaan, as jy 'n produk, 'n versekeringsproduk byvoorbeeld aan my verkoop, dan moet jy doen wat hierdie produk sê hy gaan doen en jy mag nie stop om te eis dat daaraan voldoen word nie. Ja, ek moet nie beperkings daar stel nie, jy weet soos die Engelsman sê barriers to exit. Ja. Nou maar hierso moet mense nou 'n oordeel val oor wat redelik en wat onregverdig is. Hoe bepaal julle dit nou byvoorbeeld? Wel, ons meet dit maar, en jy weet, ons lei ons mense op, ons is in motor- en huisversekering. So elke ou het motor- en huisversekering nodig. En ons fokus daar op die verantwoordelike mark, en ons meet dit maar net altyd aan, wat sou jy ons sê vir ons mense, sal jy hierdie produk op dieselfde manier aan jou ma of aan jou ouma verkoop? En sal jy jou ma of jou ouma of jouself dieselfde manier diens? Want jy weet, ons is maar almal verbruikers in Suid-Afrika. So baie keer dan staan 'n mens verstom oor hoe 'n swak diens mense kan kry. En dan wonder jy nou, maar hoe is dit 'n ander mens wat vir jou daai swak diens gee? So dit gaan eintlik maar daaroor. En dan die groot ding is, jy mag nie beperk, en daar's allerlei foefie beperkings in motor- en huisversekering produkte ingebou. Jy weet, soos jy gaan 'n kontant bonus kry. So asseblief moenie eis hiervoor nie. En ek ontmoedig jou om daarvoor te eis. Of, nee meneer, jy het hierdie kontrak vir 12 maande geneem, jy kan hom nie nou kanselleer nie, jy moet eers wag vir die 12. Dis wat hierdie deel van die wet eintlik sê. Maar jy moet seker op 'n of ander manier terugvoer kry van jou kliënte wat hierdie tipe van goeders meet. Hoe lyk die terugvoer? Ja, nee, ons meet en ons voel altyd trots daarop wanneer ons hierdie meting doen. Ons kliënte gaan nie maklik by ons weg nie. Ons het van die laagste vervalpersentasie en kliënte is tevrede. En dan stel ons natuurlik ook onafhanklike ouens aan om vir ons die meting te doen. Dis iets wat ons jaarliks doen, onafhanklike ouens inkry om ons kliënte te gaan vra of hulle tevrede is. En man, ons voel goed daaroor. So, dis maar wat ons doen. Arnold, dit was die laaste keer dat ons nou met julle gesels het vanoggend. In hierdie reeks, ja. In hierdie reeks, ek het baie by jou geleer, maar dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai gemaak het. En ek wil net die laaste stukkie wat ek dink baie belangrik is, ook net lees. Want dit is sekerlik, mense moet seker maak dat jy reg, ek is seker na hierdae gaan almal weet wat reg en verkeerd is, hoe jy behandel moet word as kliënt wat baie belangrik is. Maar die belangrikste deel, bel of SMS hom nou vir Integriseur vanoggend en maak dat hulle 'n ontleding gaan doen van wat jou behoeftes is en wie weet jy gaan dalk 'n hele klomp geld spaar. Dankie dat jy weer 'n keer by ons 'n draai gemaak het. Dankie, dit was lekker geweest.